Die Here nog geloofoffer. Ervaar julle die teenwoordigheid van God se Gees in hierdie plek vanoggend? Ervaar julle dit? Kan ons sê amen daarop? Voor ek wil begin preek, wil ek net vir die nuwe besoekers welkom heet. Nie nuwe besoekers nie. Ek sien my dogter is hierso, my laasborn. Welkom Lindy. Heinrich staan op, laat ons jou sien. Hy is hier vir die eerste keer by die kerk, ons gee hom 'n hande klap. Juanita daar agter, welkom. Dis die eerste keer en nie die laaste keer dat jy hier is nie, né? Kan ons sê amen. Kom ons staan net so stil en ons gee net eer aan God. Here, dankie vir u wonderbaarlike teenwoordigheid. Dankie dat u God is. Dankie, daar's niemand soos u nie. Here, ons wil onsself oorgee aan u vanoggend. Ek wil bid in die naam van Jesus dat u volmaakte wil sal geskied. Alles wat hier gebeur tot eer van u naam en u naam alleen. Ek bid dat u engele aangaande hierdie plek bevel gaan gee vir rondom beskerming. Dat dit net die Here is, sy woord, sy teenwoordigheid. Ek bid Here vir elkeen wat siek is. Ek bid vir Don wat hier staan, Here. Ek weet dat die Here haar sal aanraak. Ek bid vir mense wat probleme het. Dankie soos die woord van pastoor die woord gebring het en sê wat Petrus gesê, werk, cast all your burdens unto me and I will care for you. Elkeen van ons die wat burdens het, Here, help ons. Laat ons dit vandag aan die oor gee. Amen en amen. U kan die sitplek inneem. Ekskuus. So, verlede Sondag het ons gehoor, wat is die punt? Die punt is, ons moet vir die Here werk, né? Vanoggend wil ek iets praat oor die lokaas van Satan. Monica het dit opgesit, is baie mooi daar. Ek wil hê julle moet alles net so vinnig deurlees daar. Ek wil nooit eer aan Satan gee nie, maar ons moet deegliks bewus wees, daar is 'n duiwel, daar is 'n Satan, kan julle amen sê. Julle weet daar's baie kerke en dominees en pastore wat sê daar bestaan nie so iets soos 'n Satan nie, is dit so? Baie welkom Hanna en julle familie ook daaroor, welkom. So, julle weet daar is 'n Satan, hè? Ons wil nie eer aan Satan, ek wil geen eer aan Satan gee nie, maar die woord van die Here sê die dief, Johannes 10 vers 10, die dief, dis die duiwel, die Satan, het gekom om te slag en te steel en te vernietig. So ons ken die werke van die duiwel, dit is sy werk. Hy wil slag en steel en vernietig. Maar gelukkig die B-gedeelte sê, maar Jesus het gekom sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Die Bybel sê ons is wel bekend met die planne van die duiwel. Ons ken sy planne. So ek wil vandag wil ek hê ons moet net bietjie perspektief kry of wat is die planne van die duiwel. Kan ons amen sê? Is julle reg vir die woord? Reg. Ek wil graag lees uit Matteus 24. Maar ek het ook partykeer moet 'n ou ook ietsie bring. Wie van julle weet wat is dit? Die boere en daai moet mos weet. Wat is dit, Dani? Vanghok. Okay. Daai man sê dis 'n trap. Ek sien daar op die prentjie is so hak. Ek wil julle mooi wys hoe werk 'n vanghok, maar ek sal nou 'n bietjie meer daaroor praat. Hoe werk die ding nou? Julle sien gelukkig is ek nie duiwel nie, so ek weet nie hoe werk sy goed in. Okay, so werk hy. Is nou gestel en dan hak daai in daai hak en sit hulle iets daar. Ek gaan nou weer terugkom na die vanghok of die ding toe. Matteus 24, Matteus, ons ken ons nou al Matteus, ek wil net die agtergrond gee. Dit is belangrik om Matteus, die agtergrond van Matteus te ken. Matteus was 'n disipel van die Here en die hoofdoel van Matteus, as jy ooit in Matteus lees, dan moet jy weet die hoofdoel van Matteus, so Matteus is geskryf deur Matteus om die Jode bekend te maak dat Jesus die Messias is. So dit was die hoofdoel van Matteus, om die Jode bekend te maak dat Jesus die Messias is. Was hy suksesvol daarin? Het hy reg gekry? Wat sê julle? Ek wil hoor wie julle slim mense. Het hy reg gekry om te maak dat al die Jode besef dat Jesus die Messias is? Het hy dit reg gekry? Janie sê nee, wat sê julle? Hy het dit nie reg gekry nie. Weet julle hoekom sê ek dit?
Vandag kry jy twee soorte Jode in Israel. Jy kry die Messiaanse Jode, dis die wat glo dat Jesus is die Messias. Dan kry jy die ortodokse Jode. Dit is hulle wat glo dat Jesus is nie die Messias nie, hy was net 'n profeet en hulle verwag nog 'n Jesus. So daar's nog mense in Israel wat glo dat Jesus is, God gaan nog kom. En as jy lees in die einde van Matteus sê hulle, nadat Jesus gesterwe het, het hulle 'n vergadering gehou, die Jode gesê, wat gaan ons sê, wat gaan ons vir die mense sê, julle moet dit lees. En toe sê hulle, kom ons sê vir hulle, dat iemand het in die nag gekom, en Jesus se liggaam weggevat, en dit is hoekom hy sy liggaam nie meer daar is nie. En daai ortodokse Jode glo dit nog vandag, dat Jesus se liggaam weggevat is. So Matteus is nie heeltemal geslaag nie. Maar kom ons lees, Matteus 24, die laaste gedeelte, Matteus 28 is die wat Jakob oor gepraat het, wat sê, gaan heen en maak disippels. 24, het hulle Jesus gevra oor die eindtye, die ekskatologie, wat gaan gebeur? En Jesus het hulle verduidelik, daar gaan oorlog wees, geligte van oorlog, daar gaan allerlei dinge wees, maar ek wil vers 10 lees, in Matteus 24, daar staan, en dan sal baie tot struikel gebring word. Dis die eindtye, ons lewe nou in die eindtye. En Matteus praat van vandag sê die woord van die Here. En dan, dit is voor die koms van die Here, die eindtyd, sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Nou hierdie woord struikel gebring word. In die Engels beteken offended. En in die Afrikaans is dit aanstoot neem. Hy sê die woord Matteus sê, dan sal baie mense aanstoot neem. En hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Laas toe ons gepraat het oor geestelike oë en fisiese oë, God gee vir ons ook geestelike oë. En dit is in die tyd waar ons nou lewe. Geestelike struikel, aanstoot neem en van geloof afvallig raak. Vandag is daar baie mense wat geestelik struikel, hulle neem aanstoot, hulle raak afvallig van dit. Wanneer die klem op die vang is, die Bybelse waarsku is dat die lokmiddel aantreklik kan wees, maar die doel daarvan is om jou vas te trek. So die lokmiddel kan aantreklik wees, maar die doel daarvan is om jou en vir my vas te trek. Daar is baie mense wat ek ken vandag wat nie meer die Here dien nie, as gevolg van die feit dat hulle aanstoot geneem het. Nou as julle enigiets vergeet wat ek vanoggend hier gespreek het, moet julle dit onthou. Elke mens het die reg om aanstoot te neem. Want daar is baie mense wat aanstoot neem oor dinge wat met hulle in hulle lewe gebeur het. Maar kind van die Here, hoor wat sê die woord. Maar as jy aanstoot neem, dan sal jy nooit jou volle lewe wat God vir jou beplan het kan lewe nie. So eintlik, hierdie hele trap storie is sodat ek en jy kan aanstoot neem. Het julle al aanstoot geneem? Daar's mense wat nie meer kerk toe kom vandag nie, want hulle het aanstoot geneem. En baie van hulle het 'n volle reg om aanstoot te neem. Ons praat elke dag met mense wat seer kry, mense wat groot geword het, wat verwerp is, alles. Elke dag kry julle sulke mense, is dit so? Nou, die wat aanstoot neem, het geval in hierdie die trap, wat gemaak, die duiwel stel vir jou 'n trap, en as jy aanstoot neem, dan het jy 'n probleem. Ken julle mense wat aanstoot geneem? Ken julle mense wat vandag nie kerk toe kom nie, want hulle is kwaad vir die een en vir daai een? En baie nie, meeste van hulle is reg. Dis wat die duiwel hy moet jou aanstoot neem. Nou, 'n trap werk vir verskillende dinge. Hierdie ene het ek by 'n vriend van my gekry wat duwe het, en hy hou nie daarvan nie, want die duwe, waar daar duwe is, kom daar katte, en dan vang hulle die duwe, en dis hoekom hy die ding gemaak het. Maar die duiwel het vir elkeen so ding gemaak. Weet julle dit? Weet julle dat die duiwel weet hoe jy dink? Weet julle dit? Weet jy dat die duiwel weet, daai goed wat hulle daar opgesit het, party mense soek geld, party mense soek dit, en party mense soek dat. Elkeen het 'n begeerte in sy hart vir dinge van die wêreld. Dis nie verkeerd nie, ek sê nie jy moet lui wees nie, ek sê maar dit is die dinge wat jou vang.
Dis die dinge wat jou vang. So kom ek verduidelik nou. So wat nou gebeur? So as jy nou die duiwel sit goeders hierso, jy begeer geld of jy begeer wat, dis jou begeertes. En wat gebeur wanneer jy ingaan en jy vat die geld? Daar is jy binne. As jy is 'n mooi verduideliking, het jy gehoor? Ek dink elke keer wanneer een van ons aanstoot neem, dan dit in die duiwel se oor. En dan gaan kyk hy, dan sien hy jy's in 'n hok vasgekeer. As 'n kat in 'n hok is, as jy daar kom, hy kat is wild, as jy hom wil uithaal, gaan hy jou byt. Daar sit mense vandag, miskien ook in hierdie kerk, wat vasgevang is, omdat hulle aanstoot geneem het. Hulle sit binne in 'n hok. En as iemand kom om hulle te help, dan wil hulle aanrand, as hulle kwaad vir hulle. Hulle weet dit nie eers nie. So dis die lokaas van Satan. Satan weet wat ek en jy soek, en hy het, ken julle mense wat vasgevang is in hierdie goeters. Julle weet, dwelms is 'n groot ding, maar dwelms begin nie by dwelms nie. Enige een wat dwelms gebruik, as jy 'n persoon praat wat dwelms gebruik, dan sê hy, nee, my pa het my sleg behandel, nee, dit, ekskuus, dit en dit het met my gebeur. En dis hoekom ek dwelms gebruik. So hy het dit gebruik om aanstoot te neem, en hy sit vas in 'n hok. En my doel vanoggend om vir julle te verduidelik, en God wil hê, dat elkeen wat vasgevang is in 'n hok vandag, moet uit daai hok uitkom. Kan julle sê amen? Dis net die Here, kind van God, wat jou uit daai hok uit kan haal. Mense weet nie eens nie. Daar's mense wat nie weet nie, maar hulle sit. Hulle het die lokaas van Satan gevat. Hulle is binne in 'n hok. Kom ons hoor wat sê Matteus 24 verder. Matteus 24, die volgende, ek wil 'n ander vers lees uit wat gebeur? Aanstoot neem, dan kom verraai, en dan kom haat. Jy neem aanstoot, jy voel jy's verraai, en dan haat jy mense. Offended, betray en hate. Dit is die 3 sappe wat geneem het, want jy's kwaad vir die kerk, jy voel jy's verraai, en dan haat jy die situasies wat jy... Julle was al in slegte situasies, nee? Dink julle ek was nog nooit in 'n slegte situasie nie? Dink julle dit het altyd goed met my gegaan? Verskoon as ek 'n traantjie pak. Ek was by 'n kerk waar hulle my geflyer het en weggejaag het. En hoekom ek eintlik 'n traantjie pak? My kind sit hier. Hulle was in daai situasie. En die ding wat ek verduidelik dit, miskien is ek nie heeltemal reg nie, dat die mense daar was eintlik jaloers op my gewees, en dit is hoekom hulle my weggejaag het. Het julle al by werk gesien, as jy goed te werk, dan jaag hulle jou weg. Weet julle waarvan ek praat? Danie, weet julle waarvan ek praat hierso? Mense is jaloers op julle. Omdat jy kind van die Here is, dan word die mense jaloers op julle. En baie kinders, vandag, pastore en kerkmense se kinders, dien nie die Here meer nie, omdat hulle aanstoot geneem het. So ek is so dankbaar aan my kinders, en ek sê dit met respek. Ek verdien niks daarvan nie. Dis genade van die Here dat al my kinders dien die Here. Die ander is by ander kerke vandag. So hoekom? Want hulle het nie aanstoot geneem nie. Hulle is nie in 'n hok nie. Hulle het hierdie goed verstaan. En ek wil hê dat ek en u moet dit verstaan. En jy moet dit aan ander mense gaan verduidelik. Dit is hoe dit werk. So dit is eers dan, soos ek sê, eerste wat gebeur, jy voel jy neem aanstoot, jy voel verraai, dan haat jy. In Spreuke 18 vers 19 staan hierdie vers geskryf. Spreuke, julle weet, Salomo, die slimste man, het hierdie goed geskryf. Hy sê 'n broer teen wie oortree is erger as 'n sterk stad, en geskille is soos 'n grendel van 'n paleis. 'n Broer teen wie oortree het, is erger as 'n sterk stad. Nou 'n sterk stad in daai tyd het hulle muur omgebou. En dis waar die woord vandaan kom van daar's strongholds. Wanneer jy so voel, wanneer jy voel dat jy is geoffend, jy is aanstoot neem, dan bou jy 'n muur rondom jou. Dan wil jy nie met ander mense praat nie, want jy's binne in daai stad. En hy sê daar, 'n broer teen wie oortree is erger as 'n sterk stad.
Ken julle mense wat muur om met hulle het? Hulle wil nie met ander mense praat nie, want hulle is bang daai mense gaan weer hulle offended maak. Ken julle sulke mense? Is julle sulke mense? Mense sluit hulle toe, ek wil nie met iemand praat nie. Ek is bang. Ek is gebetry, ek haat. Dis wat so Paulus hier sê, Salomo sê. En hy sê, en geskille is soos 'n grendel van 'n paleis. As jy aanhou met mense stry en beklei en dit, dan is dit 'n grendel van soos 'n paleis, dan word dit toegesluit. Die paleis is 'n grendel wat niemand kan oopmaak nie. Die Here wil vandag hierdie goed oopmaak en in my en jou lewe vernaamlik. Elkeen het die reg om aanstoot te neem. Maar as jy as 'n kind van God aanstoot neem, wandel jy nie in die wil van God nie. Dis die belangrikste wat ek julle nou sê. As jy aanstoot nie, as jy elkeen het die reg maar as jy kind van God, julle wat hier sit, as julle aanstoot neem, dan wandel julle nie in die wil van God nie. En dan sal julle altyd sluk. Die sterk stad, het mure rondom hom. 2 Korintiërs 10 vers 3 sê, want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapen van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Hierdie vestings wat opgewerk het, die wapens van ons stryd. Ons is nie 'n vlees, ons stryd is nie vleeslik nie. Ons sien vleeslike dinge. Ek dink hierdie is 'n baie mooi metafoor om te verduidelik van julle wat in die gees gebeur. Kan julle amen sê daarop? Is dit nie so hoe dit werk nie? Maar ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is vleeslik. En dis kragtig, ons het wapens, ons wapens is die woord, ons wapens is wet, ons wapens is dinge. Weet julle dat dit nie maklik is as iemand jou baie seer gemaak het en jou wegjaag en jou sleg behandel om daai persoon te vergewe nie? Weet julle dit is een van die moeilikste dinge, maar as jy regtig in jou hart, as jy hier sit en iemand het jou kwaad aangedoen en jy wil regtig in jou hart dit doen, gaan na God toe, moenie na mense toe nie, gaan sluit jou kamer en bid sê Here, in die naam van die Here vergewe ek daai man. Ek vergewe daai persoon teen dit wat hy my gedoen het, al is dit ook wat. Dit is nie maklik nie, maar as jy offended is, dan gaan jy ook nie in die wil van God lewe nie. Dis 'n moeilike ding. Maar as jy geestelik is en jy glo met jou hele hart dat jy gaan daardie persoon wat jou dit aan jou gedoen het vergewe, dan sal jy, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word en die kennis van God en elke gedagte gevange geneem tot gehoorsaamheid van Christus. Dis wat ons moet doen. Ons moet gedagte gevange neem. As jy daai gedagte in jou kop kry, ek het al oor hierdie goeters een keer gepraat. Jy weet as mense jou kwaad maak, dan dink jy dag en nag daaraan. Jy wil daai persoon doodmaak, jy wil dinge doen en dit in die vlees. Maar vanoggend sê ek vir jou om los te kom daarvan, is om te sê, ek vra die Here om my te help en hy gaan my help. Ek het al hierdie ding vertel, maar dat is gelukkig kom maar so nou en dan mense. Daar was 'n man by my werk wat my baie kwaad gemaak het. Hy was teen my en hy was altyd teen my. Ek was nie eens meer lekker. Het julle al werk toe gegaan, het nie lekker om werk toe te gaan nie, want die persoon is op jou keus elke dag, elke oomblik van jou lewe. En ek onthou presies waar ek gery het. Ek het gery van Johannesburg in ek weet waar ek gery het. En ek ry in die kar, ek ry alleen. En ek sê, Here, ek kan nie daai man vergewe nie, maar in die naam van die Here vergewe kom nou. Ek spreek hom vry, is net ek en God in my kar. En ek sê, ek spreek hom vry in die naam van Jesus, help my Here. Ek gaan huis toe. Volgende oggend, ek het altyd gehou daarvan om vroeg werk toe te gaan, vroeg by die werk, ook net in die kantoor is daar die foon. Kom sien my in my kantoor, dis die man. Ek sê, ag Here, ek het mos nou die man vergewe, wat gaan nou aan? Toe my in die kantoor kom, maak hy die deur toe. Hy sê, Hendrie, ek het vir baie jare jou leed aangedoen en vandag wil ek hierdie dinge regstel. Wat het gebeur, ek het in 'n pos waargeneem wat hoër is as my pos en ek is geregtig om geld wat se toelaat Teresa? Allowance te kry, acting allowance, hy het niks nie, hy was net teen my. En daardie dag, net na dit, toe draai hy net so om. En hy rip nie uit sy arme het, hy sê luister, ons moet hierdie goed van sy kleur regmaak, dat hy sy acting allowance kry, alles. Net omdat ek hom vergewe, net omdat ek uit my eie kas uitgekry het van offense, net oor dit.
So dit werk. Ek sê vir julle dit werk. En doen dit en julle sal sien dit sal werk. En julle sal sien mense se lewens verander. Matteus 24 vers 11 sê, en baie valse profete sal opstaan en baie mense verlei. Dis die eindtyd, ek het gelees daar. In hierdie tyd waar ons nou lewe, moet julle baie versigtig wees, kinders van die Here. Ek het al vir julle gesê, die tyd waar ons nou lewe, dis die tyd waar daar baie valse profete sal opstaan en baie mense sal verlei word. Dis wat die Here gesê het. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die mense verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Die woord sê, baie valse profete. Julle moet die woord van die Here ken en verstaan. As mense goed praat wat nie in die Bybel is nie, dis hoekom ek julle aanmoedig, lees die Bybel. Dan moet jy weet, dis 'n valse profeet. En hulle sal baie mense mislei. En die ongeregtigheid sal vermeerder word. En die liefde van die mense sal verkoel word. Dis die tyd waar ons nou lewe, kan julle amen sê, so dit is so, en ek wil hê dat ons moet weet, ons lewe in hierdie tyd, want dis wat die woord sê. Maar die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Hou net aan glo, hou aan vertrou, moenie offended word nie. Hou net aan, hou aan kinders van die Here. Ek wil vir my en vir julle self aanmoedig. Voel julle aangemoedig deur my woorde? Is ek 'n motivation speaker hier? Ek is glad nie 'n motivation speaker nie. Ek praat die woord van God. En ek sê vir julle, kom ons bly weg van hierdie goed af. Moenie offended wees nie. Wanneer jy voel jy word offended, gaan doen 'n ander plan. Matteus 18 vers 34 sê, sonder vergifnis gaan julle ken die storie, dit is 17 Psalms 7. As jy mense nie vergewe nie, wie gee jou oor aan die pynigers? Is dit die duiwel wat jou oorgee? God gee jou oor aan die pynigers. As jy nie iemand vergewe nie, gee God jou oor aan die pynigers. Harde woorde, maar kom ons maak erns van dit. As jy nie iemand van volhard met jou hele hart vergewe nie, dan gee God jou oor aan die pynigers. Ek het al baie keer hierso praat, jy weet as mens ouer word, dan sien jy maar in die verlede het jy nie heeltemal reg gepraat nie. Ek het al in hierdie kerk ook gesê, jy kry mense, die man is, ek weet nie wat beteken van tonder nie. Van tonder beteken, ek wil nie van tonder praat nie, kom ons praat van myself. Jy kry mense wat sê, nie van tonder nie, Sinclair. Nee, maar my pa was so, en hy het altyd mense aangerand, en hy was so, dis hoekom ek so is, en die. Ek het dit gesê, dis nie reg nie. Ek trek al die woorde terug. My pa se dinge, en my ouma se dinge, en my oupa se dinge, en my oorlede oom se dinge, het niks met my uit te waai nie. Ek moet nie offended raak nie, en ek kan nie dit as 'n verdedigingsmateriaal bring, om te sê, nee, maar my pa was so agter die vrouens aan, en dis hoekom ek nou agter die vrouens is. My pa het dit gedoen, en my oupa het my ma verneek, en al die goed, dis hoekom het 'n familieding geword het. Dis nie waar nie, kind van die Here. Jy is 'n kind van God, en die Here sê vir jou, jy weet wat om te doen. Elkeen wat volhard tot die einde toe sal gered word. Moenie verskonings gaan soek by jou familie. Moenie gaan verskoning soek by die pastoor en by die en die nie. Die woord van die Here sê, elkeen sal voor die Here staan. Elkeen, ek en u gaan alleen staan. Ek kan nie kom verduidelik, nee, maar dis die kerk wat my so sleg behandel het, dis hoekom ek nou so kwaad is, en dis hoekom ek nou, dan sê ek in 'n hok in. Die kerk behandel my goed, ek is gelukkig. Maar wanneer dinge sleg gaan, hoe tree jy op wanneer dinge sleg gaan? As jy seker is, jy's in die wil van God, en dinge gaan sleg, luister wat ek sê, ek gee julle goeie raad. Ek is nie Salomo nie, maar ek weet, want ek het al hierdie ding deurgemaak in my lewe. As jy weet, jy's in die wil van God, en die kerkraad, ek praat nou oor die algemeen, kom by jou en sê, hoor jy, ek kan jou nie betaal nie, wat gaan jy doen? Nee, okay, los dit, gaan soek 'n ander werk. Nee man, bly daar. As jy weet die Here het jou daar gestuur, bly daar. Al is dit 6 maande. Die Here sal jou voorsien. Kan julle amen sê daarop? Moenie offended raak nie. Moenie gaan in 'n hok gaan vasgesluit word nie. Moet dit nie doen nie. Want dan is jy vas en dan kan jy nie daar uitkom nie. Bly daar, want die Here gaan vir jou weer voorsien. Koos het nou die dag gesê, this also shall pass.
Die lewe is nie altyd net gelykpad nie. Jy kry opdraande en afdraande. Die beste toets wat jy kry is by jou opdraande. Want as jou opdraande bygegaan het, dan gaan ek dan weer afdraande, dan weet ek, maar die Here het my hier deurgedra. En moenie loop en kla die hele tyd oor allerhande goeders nie. Dis ook wanneer jy offended word. As jy loop en kla, dan vang hy ding jou, dan die duiwel jou. Daar sit jy. Daar is jy verby met jou. Matteus 5 vers 44 sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Kan ek dit weer lees? Hoor wat sê die Here. Maar ek sê vir julle, die Here sê vanoggend vir my en vir jou en vir elkeen wat hier is, julle moet julle vyande lief hê. Julle moet julle vyande lief hê. Hoe kan ek my vyande lief hê? Deur die genade van die Here. Deur die genade van die Here. As jy iemand wat jou sleg behandel lief het, dan verander hy. God verander hom. Seën die wat julle vervloek. As mense julle vervloek, seën hulle. Moet hulle nie ook vervloek nie. Doen goed aan die wat julle haat. En bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Ek bid vir my vrou en my kinders, julle, elkeen van julle, bid elke dag vir julle vrou en julle kinders. Hoewel dit nie, die Bybel sê, ons moet bid vir ons kinders en ons vrou en so, maar nou, die Bybel sê ook, ons moet bid vir die wat ons beledig en hulle ons vervolg. Het julle al gebid vir iemand wat julle beledig en vervolg? Wat het jy gebid? Dat hy moet doodgaan? Wat het julle gebid? Seën hom, my broer, geseën. Daar's baie, dit is nie maklik om dit te doen nie. Maar as jy dit kan doen, sal jy nooit in hierdie hok beland nie. Never, never, never. Want jy weet wat God vir jou gesê het en jy seën die wat jou vervloek. En dit is die wêreld, jy moet mos geld maak, jy moet mense verneek, jy moet dit doen, dat doen. Die Here se woord sê anderste. Ek wil hê ons moet uitgaan vandag. As daar mense is vir wie jy baie kwaad is, wat jou vervloek, mense wat kwaad is vir jou, gaan seën hulle. Het jy al gesien hoe verander mense lewe as hy kwaad is vir jou en jy bring vir hom iets? Het jy al gesien? Vir my, wat kos dit? Nee, ek gee dit net vir jou, my broer. Weet julle daai persoon se gesindheid verander? Want die woord sê ons moet dit doen. En hy, Lukas 17, en hy het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat hierdie struikelblokke kom, maar wie hom, deur wie hulle kom. Hierdie ding wat daar is, die Griekse woord van dit is skandalon. Dit is 'n ding wat skandalon beteken iets wat verberg is. So jy sien die mooi ding, as ek 'n hoender daaraan sit en ek wil 'n kat of iets vang, dan sien hulle nie die hoender nie. Hulle sien nie die hoek nie, hulle sien die hoender. So skandalon beteken om iets te verberg. En ek wil elkeen van julle vra asseblief, Here, kom ons vra die Here om ons te help, sodat ons die Satan kan uitoorlê. Hoe gaan jy die kwaad oorwin? Jy oorwin die kwaad deur die goeie. Ek is klaar, ek wil net nog een versie lees in Lukas 14. Lukas 4 vers 18, ekskuus, Lukas 4 vers 18. Kom ek lees wat sê Lukas vir ons wat het gebeur. Lukas 4 vers 18 staan geskrywe. Kom ek lees sommer die gedeelte vanaf vers 16, Lukas 4. Jesus word uit Nasaret verdrywe. Vers 4 sê, en hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. Vers 15. Vers 16 sê, en toe kom hy in Nasaret, waar hy opgevoed was. En soos hy gewoond was, gaan hy op die Saterdag na die sinagoge en staan op om te lees. Jesus, dit was sy gewoonte om na die kerk, na die sinagoge te gaan,
en hy het mense geleer en hy was deur almal geprys. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. So hy het opgestaan om te lees, toe oorhandig hy hom die rol, die boek van Jesaja, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Dit is Jesaja 6:1. En hy lees dit, hy sê die gees van die Here is op my, sodat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om dit wat verbryseld van hart is te genees. Jesus lees uit Jesaja, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees en aan die gevangenes vrylating te verkondig. Aan die gevangenes, mense wat vasgevang is, vrylating te verkondig. En aan die blindes herstel van gesig. En om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dit is wat die Here gelees het in die sinagoge uit Jesaja 6, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, om vrylating vir gevangenes. As julle Jesaja 6 gaan lees, dan sien julle, dit was nie die hele gedeelte nie, hy het net daar opgehou. En toe begin hy, en nadat hy die boek toegemaak het, aan die dienaars teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal was op hom. Hy het hierdie gedeelte, sien julle Jesus, hy lees, hy maak die boek toe, en hy gaan sit, en die mense kyk hom aan, en hulle was oë op hom gevestig, vers 21, en toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle oë vervul. Vandag is hierdie skrif in julle oë vervul. So kinders van die Here, kom ons vat hierdie woord wat die Here gesê het. As jy ons verder lees, dan praat hy van die eindtye en van dit. Maar ons leef nou in die tyd van genade. Amen. Ons leef in die tyd van genade. En vandag, hierdie dag, ek weet nie eens wat is die datum vandag nie, maar ek weet dit is Sondag, dis hoekom ek hier is. Van vandag is hierdie in julle oë vervul. En enige persoon wat vasgevang is, wat weet dat hy vasgevang is, die Here verkondig vrylating. Hy maak jou vry, omdat hy dit wil doen, en hy kan dit doen, want hy het die kruis gesterf en gesê, ek het klaar betaal. Tetelestai. Kinders van die Here, waar is u? Is u vasgevang of is u vry? Vandag het u 'n keuse. Moenie wag nie, vandag maak u die keuse om te sê, Here, help my. Die man aan die kant het net gesê, wees my sondaar genadig. Al wat die Here wil hê, jy moet sê, Here, wees my sondaar genadig. Dan gaan jy vry uit. Vry. En as jy voel, jy wil offended wees, jy voel dit mos aan. Moenie daar gaan nie. Bly weg van daai goed af. Want die woord van die Here sê, wanneer die Here jou vrygemaak het, dan is jy werklik vry. As die Here jou, dis net die Here wat jou kan vrygemaak het. So, wat ek gedoen het, ek het die evangelie, die evangelo, die goeie nuus van Jesus verkondig, en ek wil vir julle geleentheid gee, vir die wat wil vry word. Jong man, ek wil hê jy en jou meisie moet hier kom staan. Kan ons ietsie speel hier of iets? Ek gaan nie lang wees nie, ek wil net vir 'n paar mense bid. So, haal sommer jou hoed af. Kom staan hier so. Kom ons bid vir hierdie mense. Hulle die Here nodig. Kyk vir my. Kom ons bid vir hulle. Kom ons steek ons hande. Het jy die Here nodig? Ja. Is jy vry? Nee. So jy sê jy is nie vry nie. Ja, nie heeltemal nie, maar ek het die Here nodig. Ja. Wil jy vry word? Ja. En jy jongman? Ja, pastoor. Mense kom na die kerk toe. Het jy gekom om vry te word vandag? Ja. Okay. As jy nog ander mense is, kom ons staan op en staan net daar. Die Here maak jou vry, kind van die Here, net daar waar jy is. En ek wil hê dat ons moet vir hierdie mense ernstig bid. Ek wil iets vertel oor die kerk en dit is nou net 'n ander storie. Ek hou van stories. Ek het lank by hospitale gewerk en alles. En altyd as ek mense vra of ek vir hulle kan bid,
dan sê hulle, bid vir my asseblief pastoor. So 2 weke terug het ek iemand gekry in die straat. Ek vra, hoe gaan dit met jou? Nee, het gaan goed, sleg, ek kan sien dit gaan sleg. Ek vra vir hom, kan ek vir jou bid? Hy sê nee, dankie. Ek sê goed, ek gaan nie nou vir jou bid nie, voor jou nie, ek gaan in die privaatheid bid. Ek kan nie glo dat iemand sê vir my, hy wil nie ek moet vir hom bid nie. Ek het offended gevoel, maar ek het nie daar gegaan nie, ek is nie vas nie, ek maak myself vry. Kom ons staan hier, so ons bid vir hulle.